Die dorpie Woester is in 1820 gestig en het in 1842 munisipale status verkry. Historiese besienswaardighede in die dorpie sluit verskeie museums en geboue in, soos die Woester Museum, die Afrikaner Museum, die Huguenot Huis en die Bekhuis Museum. Die ou tronkgebou in die dorpie huisves tans 'n kultuurruimte genaamd Anna Beleef. Woester is veral bekend vir sy toegewyde skole vir mense met gestremthede, insluitend die Nasionale Instituut vir Dowes, die De Labat Skool vir Dowes, as ook 'n skool vir blindes. Die dorp se water word hoofsaaklik verkry uit Stuitenskloof en Ferry Glen damme in die omliggende berge. Freedom 301 is 'n unieke restaurant in die pragtige dorpie Parel, wat bekend is vir sy motorfiets tema en lewendige musiek. Maak jouself reg vir 'n multisensoriese ervaring waar lekker kos met 'n passie vir motorfietsie gekombineer word. Daar is 'n pragtige privaat versameling van meer as 30 beperkte uitgawe fietsse van handelsmerke soos Harley Davidson, Honda en Yamaha.
Die De Toys Kloofpas is in die middel van die 20ste eeu beskryf as een van die grootste ingenieursprestasies van daardie tyd. Konstruksiewerk het 7 jaar lank geduur. Die hele pas is 37 km lank, hy het 12 brûe, as ook 'n tonnel van 240 meter. Die Huguenot-tonnel met 'n lengte van 3,9 km is die langste padtonnel in die suidelike halfrond. Die uitgrawings aan die tonnel het op 18 Januarie 1985 begin. Die werk is van weerskante afgedoen. Na 10 maande was die tonnel deurgegrawe met 'n verskil van slegs 3 mm in die beleiding van die ontmoetingspunt. Met die uitgrawings van beide tonnels is ongeveer 700 000 kubieke meter rots verwyder en 1400 plofstof is in die proses gebruik. Vir noodgevalle is 27 stilhouplekke ingerig met brandblussers en 'n telefoonverbinding met die beheersentrum. Verkeersligte en spoedtekens word rekenaar beheer. 16 televisiekameras gee die beheersentrum 'n deurlopende beeld van die situasie in die tonnel. Voorwaar merkwaardig.
向往，你是那道光，射向模样。你是那道光，光，光。黑暗中照亮世界，那么给你一束光。我想站在珠峰最高处，再为你开扇窗。穿过大街小巷，也看过熙熙攘攘的人群中，他们像是跳蚤市场。在盲目不正的年代，还模仿着别人的东西，并强行捆绑在一起，维护着所谓的真理。在20做的梦，我想努力实现，贯穿着理想与现实主义有新的画面，努力去证明自己价值并。Die Ons Huisie restaurant is oorspronklik gebou as 'n klein strandhuisie. Frederik Louis Stadler, die oorspronklike eienaar van die grond, het dit verkry na die slag van Blouberg in 1806. En sy afstammelinge het 'n rol gespeel in die vestiging van Bloubergstrand en het hierdie huisie vir baie jare besit. Die huisie is dan ook in 1973 tot 'n nasionale monument verklaar. Die huisie spog met skouspelagtige uitsigte, heerlike tradisionele Weskus kos, as ook mooi uitsigte oor die Atlantiese Oseaan en Robben Eiland. 希望给的我新的力量，当这光照向远方，结束我独自流浪。你是那道光，绽放内心深处忧伤的向往。你是那道光，射向模样。你是那道光，光，光。在人生路上，我们遇到了各种分岔，都面临着无数挑战。